Die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre voor U te mag staan. Ons elkeen het 'n liggie. Terwyl ek hier staan en bedink, was baie goed wat ewe skielik na ons kop kom, maar terwyl ek vanmôre staan en ek sien hierdie ou liggie, besef ek hierdie is maar van tydelike aard. Ja. En hy kan baie vinnig, al sit ons die waaiers aan, gaan hierdie liggie beïnvloed word. As jy hom rondswaai en jy sien dat die liggie flikker. Maar een ding is verseker, die woord van die Here sê, dat een liggie aangesteek in 'n kamer, kan die duisternis nie oordek nie. Weet jy, vanmôre, o kind van die Here, wil ek vir jou sê, laat jou liggie skyn. Vir Jesus. Amen. Jy mag sy plek neem. Geliefdes, dit is vanmôre 'n wonderlike voorreg om te mag wees op hierdie spesifieke dag, hierdie 25ste Desember 2025. As so baie vyfs in.
Ek hoor jare terug, Gary Kieswetter praat daarvan, hy kom van 'n sekere land af in Suid-Afrika, en hy kom in en hy sê die eerste ding wat hy besef van die Afrikaanse taal is al die plofklanke. Hy sê in die eerste plek waar hy verbyloop is 'n groepie kinders wat in die skoolsaal besig is om te bid en besig is om God te aanbid. Hy sê en al wat hy hoor is hierdie en die plofklanke. Nader kom hy en hy hoor hulle praat van geloof. Hy vra toe vir iemand, wat beteken hierdie geloof? En iemand sê vir hom, man is 5. En hy is verward vir 'n oomblik, want hy is eintlik maar 'n Engelsman. Hy sê nou, wat moet ek met 5 doen? Hy sê, brother, all you need is 5. So vanmôre al wat ons nodig het hier in die huis van die Here is 5. Ek bedoel dan nie 5 mense of 5 geleenthede of 5 van enige kersie of enige saak nie. Maar ek sê vanmôre het ons geloof nodig. As jy dit dalk weet of nie weet nie, die hele saak van Jesus se geboorte en dit wat daarna gebeur het, is vir ons as kinders van die Here nog steeds vandag 'n geloofsaak. Oor die 2000 jaar terug is daar hierdie pragtige oomblik waar die seun van God maagdelik gebore word in 'n krippie en 'n stal. En hier vir die eerste keer in my hele geestelike lewe hoor ek hierdie week iets wat my nogal baie na in die hart klop. Ons sien vanmôre 'n uitbeelding hier voor in die kerk van 'n krippie en 'n kruis. En ek het geleer dat wanneer jy begin te bedien, dan bedien jy van die krib tot die kruis. Maar weet jy wat, geliefdes, ek besef vanmôre dit stop nie net by die kruis nie. In my eerste bediening het ek gesê hierso dat daar 'n graf was, en onthou die graf is leeg. Maar wat vir my interessant is oor die krippie waar Jesus in gebore is, wat ek hierdie week vir die eerste keer hoor is, hy sou kom as die paaslam. En daarom is hy gebore in 'n krippie soos 'n paaslam. Voorberei vir 'n kruisdood vir my en u. Waar sou ons gewees het as Jesus nie gekom het nie? Wat sou ons gewees het as hy nie gebore was nie? Daar's soveel kontroversie oor die geboorte en die tyd en wanneer dit plaasgevind het, dat die kerke in hierdie tyd leeg sit, omdat hulle in so geweldige stryd is teen mekaar oor juis die geboorte van die koning van alle konings. Op 'n stadium doen ek 'n bietjie navorsing en skies dat ek sommer met die, ek wil sê met die immer in die pen val, of met die pen in die emmer val, vanmôre. Maar weet jy, ek gaan doen so 'n bietjie navorsing, want hierdie goed pla my toe ook. Want daar is soveel leerstellings van mense en soveel dinge wat die teendeel wil bewys. En ek gaan soek 'n bietjie waaroor gaan dit alles. Kom agter, weet jy, jare terug, hier in Suid-Afrika, toe die mense nog hierdie dag gevier het, was hierdie land beter. Was daar minder misdade in Noorde, en die wêreld het saamgetrek om familietafels op 'n 25ste die oggend, en families het saamgekom, al het hulle nie in besinning saamgestem nie, het hulle saamgekom om hulle ouerhuis se tafel, hulle het same ete geniet, en wanneer hulle daar weggegaan het, was daar een of ander vrede vir 'n tyd lank gewees. Weet jy, dit was om die vereniging van tafels, waar in mense se huise, ek sal dit nooit vergeet nie. My pa is bykans 11 of 12 boeties en sissies. En my ouma het nie 'n verskriklike groot huis gehad nie. Maar wat ek vir u kan sê, is sy een ding reg gekry vir haar hele lewe. Elke 25ste was die saak so, jy het eers kerk toe gegaan. Jy het eers die Here gaan eer bring. Na die oggend, wanneer jy van die kerk af gekom het, nodig ons om te sê, my ouma was nie 'n Pinkstermens nie.
Sy het in die groot kerk haar hele lewe spandeer. Maar ook daar by Gelaat sê ek vir julle, het nog steeds die manier gehad om God te eer. Jy het allemaal nie by die huis gekry tot die diens gesê het amen nie. Maar as hy maar by die huis kom, dan staan die feesttafels reg. In daai ou klein huisie was al die seuns en dogters en uitgebreide niggies en neefies. Klein niggies en neefies en agterklein niggies en neefies. Omdat jy weet hoe lyk dit lyk soos 'n blik sardientjies wat jy waarskynlik hier aan die gang kom. Maar een ding sal ek nooit in my lewe vergeet nie, om daardie tafel was daar altyd eer gebring aan die Here. Amen. Weet jy, familie wat sekerlik nooit gebid het nie, het vir 1 keer 'n jaar saam, het hulle 'n hoofde gebuig by 'n tafel, waar daar 'n gebed oor hulle kos gedoen was. Het ons dit verloor, broeders en susters? Het ons dit afgestaan, het ons dit afgesteen? En waarom? Omdat mense met ideologieë en slim gedagtes gekom het, in hierdie tyd om ons verwarring te bring, is dit nie wat die Bybel sê nie. In die laaste dae sal die kennis vermeerder oor die aarde, maar die boosheid sal meer word. Is gevaarlik. Wanneer ons allerhande leerlinkies begin te aanhang, wat mense voor die dag begin te uitdeel, verniet en gratis. En ons vergeet die ou eenvoudige leer, dat dit eintlik alles oor Jesus gaan. As jy opstaan in die oggend, till I lay my head to rest, weet dit gaan oor Jesus. Ek kom nou by die woord uit, ek het iets spesifiek voorberei vir vanmôre, maar geliefdes, weet jy, luister nou mooi. Ek gaan doen 'n bietjie navorsing verder oor hierdie dag, en ek leer iets. Die koningin van Engeland, terwyl sy nog gelewe het, sy verjaarsdag was in die middel van Junie, Julie iewers gewees. En dit is winter in die tydperk, wanneer dit die koudste is en reënerigste is in Engeland. En hulle besluit as goewerment saam, hulle skuif haar datum na 'n dag iewerste in die jaar, wanneer daar son skyn en hitte en warmte is. Vind jy die hele goewerment saam met die koningin, sy het amper nie eens gesê nie, want almal wil haar verjaarsdag vier, sy is 'n belangrike persoon. Die wêreld nou nog, as daar 'n koninklike van Engeland afkom, dan trek ons beste aan, ons lyk ons beste, ons sit die beste gewapende ouens in rye, om hulle op te pas, om seker te maak, dat hulle net veilig, iewers is, ons vee die strate, ons maak skoon, wanneer hierdie koninklikes van ander lande kom. Ek het al mense gehoor, dat hulle sê, hulle is royalty, en dan leef hulle soos asbloedkonings. Jy weet, hierdie ouens kom van wêreldbloedlyne af. En hulle kry koninklike behandeling. Die koningin van Engeland, wanneer die dag op sy sonskynste is die feesvieringe vir haar verjaarsdag, nie eintlik haar verjaarsdag nie, maar die feesviering vir haar verjaarsdag op sy geritsdag. Ons weet, die 25ste is nie Jesus sy werklike geboortedag nie. Maar luister mooi, o kind van Here, wat is die wêreld? Op een dag reg oor die wêreld, net al hulle geite loop, en Jesus se naam groot maak. Hulle sê dat China die kapasiteit het van mense, dat sou hulle almal op een tyd in die lug spring, en hulle voete die grond tref, dat die wêreld in sy breedtegrade kan skuif in sy wentelbaan. Hulle sê ook so van dieselfde Japan is 'n geweldige groot kolonie mense. As almal van hulle nies op een tyd is die aarde se wentelbaan nie. Is interessant, nee? Ek doen 'n bietjie die navorsing. Nou wil ek vir julle sê, wat as die wêreld alles op een tyd God se naam groot maak? Die naam van Jesus, die naam bo alle name, die naam wat nie gewillig kan word nie, die naam wat nie kan word nie. Wat as ons op een dag kan groot maak? Maak nie saak wat se dag nie.
En weet jy, wêreldwyd was hierdie dag vir ons baie bekend. Mense het rondgery met karre en vir die behoeftiges iets gaan gee. Ons het in 'n baie behoeftige area groot geword. En weet jy, dit was die tyd wanneer mense geglimlag het. Soos wat hulle vir die hele jaar nie geglimlag het. Die gelag van kindertjies. Om wat ook al se familietafels was altyd vir my een van die dinge wat my hart roer. Wanneer kinders gelukkig is, dan weet jy die huis is ook vir 'n oomblik gelukkig. Almal weet, dis nou ouer mense ook, dat wanneer jou kinders ouer raak en by die huis uittrek, dan is daar 'n stilte, 'n sterende stilte. Maar as hierdie tyd van die jaar, wanneer die gelag weer om jou tafel vir 'n oomblik kan wees. Ek wil vir elke pa in hierdie plek sê, en elke ma in hierdie plek sê, maak 'n punt daarvan. Ek wil amper sê, maak 'n punt daarvan om vir jou kinders te sê, ek het nie saak waar julle dink julle gaan nie. Maar waar ook al julle self wil bevind, moet dit by die adres wees, waar ons almal as gesin weer om 'n tafel kan sit. Dit gaan oor een saak. Jy weet, in Mattheus, die 2de hoofstuk, is dit hier die gedeelte, vers 18, hy sê die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef voordat hulle saamgekom het, sy beswanger bevind uit die Heilige Gees. Wie glo dit? Wie glo dit? Amen. Geliefdes, dis die fundament van die Christen geloof. Is dat Jesus gebore is. Hoekom anders te val die vyand deur die geloof so aan nie? Hoekom val hy nie aan, want ek wil nie eens die name noem van die afgode nie. Wat aanbid word op so 'n manier dat jy nie iets kan sê daaroor nie, dan sal hulle vir jou keel afsny. Skus dat ek dit reguit sê. Weet jy dat die Bybel een van die boeke is wat die meeste aangeval is in die wêreld? Maar die boek moet die meeste verkoop het. Nog steeds tot vandag topseller. Daar's nie 'n boek wat vergelyk kan word met die Bybel nie. Van die boeke wat die meeste weggegee is die Bybel ook nommer 1 ter wêreld. En weet jy wat, geliefdes, as een probleem met die Bybel wat weggegee word of verniet ontvang word, hy eindig op 'n rakkel. Weet jy, saam met dit wat ek vir jy sê, partykeer is dit nodig vir ons om so stof bietjie af te gaan haal om weer in te delf. Dit wat vir ons noodsaaklik is. In die woord van God. Ek is 'n liefhebber van die woord van God. En hierdie Bybel sê vir my in Johannes die 1ste hoofstuk, die woord was by, in die begin, en die woord was by God, en die woord was God. Hy praat van Jesus, het jy dit geweet? Jesus is die woord. Vergelyking direk met die Bybel, as jy naby Jesus wil kom, vat bietjie jou Bybel in jou hande. Dis die woord van God, ken jy hom ook so? Dan jy die tasbare nabyheid van Jesus in jou, naby jou en net jou. Amen. Ek weet, die scenario is baie ernstig vanmôre, maar weet jy, inteendeel, kom, ek het nie gesê van die begin af, ek is baie ernstig wanneer dit kom by woordbediening van die Here. Ja, ek kan ook 'n paar ligter lyn goedjies sê, weet jy, dit was om daai tafel by my ouma se huis vir die kinders die stoutste was. Maar aan toelaatbaarheid, broer en suster, wil ek vir julle sê, soms besef ons nie hoe God dinge in ons lewe toelaat, so, wanneer ons besig is om te dien nie. Partykeer trap ons mis, partykeer val ons, partykeer sien ons dinge wat ons nooit moes gesien het nie. Maar dank die Here, wanneer hy in ons harte is, dan ons spoor dit nie, ons bruggingstig ding weer na hom toe, daar waar ons moet wees. Amen. Dis die ouerskap om daar die tafel van die hand uitsteek en sê, kom net so 'n bietjie nader. Maar nou nie so daar by die deur uitkyk nie, daar's moeilikheid by die deur uit, maar as jy so 'n bietjie nader kom en onthou jy weer, en weet jy, hoe hen het altyd mos 'n geneigtheid om haar kykens by mekaar te maak, so die Here ook 'n manier om sy kinders by mekaar te maak. Inteendeel sê hy dit in sy woord, soos 'n hen haar kykens by mekaar te maak. So het ek gesmag om julle my volk by mekaar te maak. Vanmôre wil ek vir julle sê, hierdie woord van Jesus, hy's gebore
maagdelik, die fundament van hoekom ons vanmôre hier saam is. Dis daar waar die vyand aanval, dis daar waar hy breek, want val hy jou aan by die fondasie. Hoe kan jy staan terwyl die winde waai? Glo jy nog? Jesus is maagdelik gebore. As jou fondasie nie reg was nie, is hy nou vanmôre reggestel. Hy was maagdelik gebore. Wat 'n wonderwerk. Daar's soveel namaaksels van hierdie gebeurtenisse. Maar weet jy, in 'n laboratorium kan hulle nog steeds die twee selle bymekaar voeg, hulle kan dit doen. Maar hulle kan niks daarmee doen as daar nie iewerste 'n baarmoeder is. Hulle kan nie die sel maak en sy identiteit soos dit hy is op hulle eie nie. Nog nie. Hulle probeer al baie jare. Maar weet jy, ek wil dit vir u vertel dat hulle nog steeds nie, luister nou mooi wat ek gaan sê, bevrugting sonder twee selle kan doen nie. Dis nie moontlik nie. Maar in God is dit moontlik om 'n dametjie, 'n vroutjie te vat, sonder man vir haar 'n kleintjie te gee. Deur die Heilige Gees. As jy dit nie kan insien nie, dan sal jy weet dat jy besig is om God te limiteer op dit wat sy kragte is. Want God het 'n woord gespreek en die heelal het tot stand gekom. Hoekom sou hy nie in staat kon wees om 'n maagdelike vroutjie sy seun te gee nie? Niks wat beplan was hier was beplan vir 'n goeie en mooi lewe nie. Jesus word as 'n normale mens gebore. Onder normale omstandighede, onder harde werk, soos almal van ons. Begraam, weet jy, hy loop 'n pad. Ek dink baie keer in 'n lied wat ek gehoor het, A little boy raised in a carpenter shop. Pastoor Marius het ons baie lief vir dit gewees. 'n seentjie wat groot geword het tussen skaafsels en hout. Self geweet het hoe om planke te formeer en meubels te maak en dit te doen wat nodig is. Hy het geweet wat dit is wat kom vandat hy gebore is, vandat hy die hemeltroon verlaat het. Dat sy doel op aarde nie net die geboorte was nie. Maar dat daar 'n lewe van smarte voor hom sou gelê. Sy geboorte was absoluut die kern van die begin van dit wat sou kom. 'n wonderwerk van dag 1 af. Kan ek nie skok gegou oor iets? Ek gaan so weer so 'n bietjie navorsing oor Jesus. En wydlik verspreid is dit saamgestel dat Jesus terwyl hy op die aarde gewandel het, net 37 wonders gedoen het. Nee, waarskynlik as jy sê 37, dan voel dit so min. Wys my een ander wat regtig een wonderwerk gedoen het. Voordat ons kan kritiseer, wys my een van jou wonderwerke. Ek het nie een wonderwerk wat ek kan sê is myne nie. Maar alles behoort aan hom. Dis nie my krag nie, maar deur hom. Maar deur hom. Dat die bloed van stiere en bokke glad nie meer kon betaal vir die menslike sonde nie. Dis hy wat in die krippie gelê het. Reg vir die kruis. As daar nie 'n geboorte was nie, sou daar nie 'n kruis wees nie. Ons kan nie die een vat en die ander een los nie. Of vanmôre as ons hier wegloop, dan weet ons daar was 'n geboorte. Ons ken die kruis.
Elke Paasfees is dit een van ons grootste handelinge reg oor die land. Maar iewers te vergeet ons dat hy wat in die kruis gehang het en elke ribie gelê. Weet jy met die vervolging wat daar gevolg was? En die koning Herodes weet dat sy geboorte naby is, toe slag hy al die eerstgeboortes van Israel. Dink nou net gou daar, jy sit met jou seentjie op jou skoot, en die volgende moment kon die koning wag daar, en vat jou kind slag en voorreep. Stuur God die Vader sy kind om gebore te word in 'n stalletje. In 'n eenvoudige manier. Ek weet nie van een van u nie, miskien is hy iemand wat in 'n stal gebore is. As ek die deure altyd so opstaan waar jy gaan. My ma het altyd vir my gevra, as jy in 'n stal gebore is, ek nie, my ma gaan dan van my moet vertel. Luister nou vanmôre, o geliefde kind van die Here. Jesus was in 'n stal gebore. Nie in mooi toestande. Weelde met vroedvroue. Alles wat mooi is. Die volle verwerking van God se krag. Was in 'n oomblik daar. 'n Ster gebore. Waar hy gebore is, nog 'n wonderwerk. Hoeveel mense ken jy? Ek dink baie ons dink die sterreboord aan hulle. Maar een word gebore met 'n duidelike ster, die Betleemster. Dan kom wyse manne die ooste geloop, met kamele, wierwoord, mirre en goud. Dag toe ek gebore was, toe sneeu dit. In Johannesburg. Dit is so 'n tikkie ding wat ek kan sê wat vir my nogal nice was. As ek iewers in 1981 in die middel van September. Dan jy het nooit sneeu. Weet jy, vir my is dit een ding. Dat toe Jesus gebore is dit die geboorte van 'n ster. Nie net 'n ster op aarde nie, 'n ster in die hemel. Stel hy sy mikpunt op waarna toe ons almal moet gaan. Ons moet hemel maak. Ten alle koste. Moet ons koppe opryk verby die sterre, ons harte instel na die Godheid in die hemel en weet dat die geboorte en die sterfte van Jesus Christus vir ons die prys betaal het, sodat wanneer ons heen gaan, ons ook die hemel mag en kan beerwe. Ons is nie so groot groep vanmôre saam nie. Maar ek wil vir u sê, dit voel vir my, vat ek net hierdie groepie kerk toe, vanmôre. En ek vat net hierdie groepie hemel toe. Het ek my lewenswandel bereik. Maar dit is nie God se plan nie. Toe hy gebore is, het hy nie net my en jou in gedagte gehad nie. Met jou broer, jou suster, jou kinders, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, hulle wat nog nie gebore is nie, wat gebore gaan word, het hy reeds in gedagte geneem. Ek glo nie in one save, always save. Ons val op 'n tydjie. En daarom doen ons sonder blydenis en restituisie. Maar hy het dit geaktiveer. Die dag toe hy gebore is, toe begin die radwerk van God se plan in plek val, sodat daar vir ons 'n plek wees. Die Engelse woord sê dit vir my so mooi, 'n plan to salvation. 'n plan tot heiligmaking, 'n plan tot deurbrake, 'n plan tot ander kant die kruis, 'n plan tot 'n leë graf, 'n plan tot 'n plek in die hemel. En hy sê dit moet sy heen gaan. Hy sê dit moet sy heen gaan. Ek gaan hom vir julle plek voor te berei. Amen. Waar ek gaan weet julle. En die plek ken julle. Maar as ek gegaan het, stuur ek om die Heilige Gees
Vanmorgen toe ons die jou vlammetjies so toe dink ek, Here, mag dit nie dalk wees vanmorgen hier op hierdie dag. Ek wonder hoeveel mense sal uitmis wêreldwyd. Wanneer ons so op 'n 25ste diens in die middel van die week iewers te bymekaar kom, ons besig om God se naam groot te maak en ewe skielik val die heilige vuur uit die hemel en die Here doop sy mense met sy gees. Wat as dit vandag was? Wat as dit hierdie plan was? Waar sou hulle wees? Ek dank die Here gaan nie op verlof nie. Hy het nie die see nodig nie. Hy het nie die viswater nodig nie. Hy het nie rus nodig nie. Ons rus in hom. Vanmorgen wil ek vir jy sê, hy het dit geactiveer om in sy rus te kan ingaan. En hy ook krippie. En een rotsachtige gedeelte. Eerstes wat om aanskou en aanskou was ek ontherders wat op die open velde was. Hoekom herders? Het so iets hier van 'n naderdraai hier, is dit nie? En toe kies hy vir ons herders. Hy kies 12 van hulle heel eerste, die apostels, hulle was herders. Manne wat die skape by mekaar moes maak. En daar begin die storie verder. Alles begin by 'n krippie. Daar in Nasaret. Matteus 2 kan jy gaan lees van daar die ster. Ek het dit nie vanmorgen op bygesit nie, maar ek was myself om nou klaar te maak. Ek wil oorgaan na Romeine 8 vers 1 en ek wil dit daarby sit. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Daar is die doel. Hy is gebore sodat ons vry kon gekom het van 'n sonde, van 'n probleem, van 'n afwyking van dit wat nie goed en reg is. Ek wil dan oorgaan na vers 26, 27 en 28 wat die volgende sê. Hy sê, en net so kom ook die gees ons swakhede help, want ons weet nie regtig wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met uitspreeklike, onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die doeling van die Heilige Gees of die bedoeling van die Heilige Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die 28ste vers sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons is gebore vir 'n rede, vir 'n roeping. Jesus is gebore vir 'n rede, sodat ons 'n roeping kon kry. Ek gaan die laaste woorde van môre sê. Ek skraap die ander paar skriffies. Nou is dit my en u beurt. Nou is dit my en u beurt om die koms van Jesus te verkondig. Die eerste keer is hy maagdelik gebore. 'n kindjie teer en sag. 'n ou krippie in Nasaret daar. Toe Bethlehem star opgerig word. Maar sy nou weer kom. En hy nie die paaslammetjie wees. Wat geslag was. Hy kom as die leeu van Judas stam. Hy kom as 'n ruiter op die wit perd, met sy swaard ontbloot, sy kleed gedoop in sy eie bloed, met 'n naam op sy voorhoof wat niemand ken behalwe hy wat dit vir hom gegee het in die hemel, sy Vader nie, met die krone op sy hoof. Kom hy om my nou te haal. Dat alles het begin by 'n geboorte in 'n krippie. Kom ons staan vanmôre. Daar's 'n lied wat ek baie voorlief is. Ek gaan hom nie poog om te sing vanmôre nie.
is een van die eerste liede wat ek geleer speel het op 'n gitaar. En is een van die eerste liede wat my hart geklem het om 'n gaande dag soos hierdie. Because he lives, I can face tomorrow. Hoe wonderlik is dit om te weet Jesus leef. Hy het opgestaan. Because he lives, omdat hy gebore is. Is dit ek en u wat vanmôre die herdenking kan vier van sy geboortedag. Dit kan uitdra na 'n ganse wêreld toe wat sê dis mites. Dis nie mites nie. Dis waarheid. God is 'n beheer. Sy belofte staan steeds vir my. Ek gee oor in die liturgie vanmôre. Ons gaan afsluit. En dan wens ons u, hoor my woordkeuse, 'n geseënde Christus. Gaan en eet goeie spyse en drink goeie drank en vier heelhartig die geboorte van Jesus Christus. God seën u. Amen. Dankie, Mr. Bishop.